Dank die Here vir sy bemoeienis met ons elke oomblik van elke dag. En vanmôre wil ek nie praat oor dis op ons. Dit is verby. Die dinge wat ons gedink het is nog ver vorentoe, is baie nader as wat ons gedink het. Baie dinge wat gebeur het en ek het so baie sterk in my gees ervaar hierdie week toe ek Jesegiel 17 lees en ek wil dit graag met u deel. Daarvan af vers 1 tot 24. Hy sê die woord van die Here het tot my gekom en gesê: Mensekind, gee raaisel op aan die huis van Israel en dra gelykenis voor en sê: So spreek die Here. Ek wil net nou fyn luister. Die groot arend met groot vleuels, met lang vlerke, vol vere, wat veelkleurig was, het na die Libanon gekom en die top van die see weggeneem. En terwyl ek hierdie lees, kom dit baie sterk in my gees op en luister baie mooi wat ek sê. Ek sê nie ek het 'n geestelike openbaring gehad nie. Ek sê ek het in my gees dit ervaar. Hierdie is die eindtyd gebeure van Donald Trump met die groot arend, met die vleuels wat na die Libanon toe kom, wat die oorlog gedoen het. En hy sê hy die hoogte, die boonste van sy jongtakkies het hy afgepluk en dit na die koopmansland gebring. Hy het dit neergesit in die stad van koopmans. Hy het ook van die saad van die land geneem en dit in 'n saailand geplant. Hy het dit na baie waters weggeneem, dit as oevergewas geplant. En dit het uitgesprei in 'n breë wingerdstok geword, laag van groei, sodat sy ranke na die arend kon draai en sy wortels onder hom kon wees. So het dit dan 'n wingerdstok geword. En dit het lote gemaak en lootjies uitgeskiet. En daar was nog 'n groot arend met groot vleuels en baie vere. En kyk, hierdie wingerdstok het sy wortels na hom toe gebuig en sy ranke na hom toe uitgeskiet uit beddings waar dit geplant was, dat hy dit sou bevestig. Nou goed, ek wil hê jy moet nou verstaan wat ek in hierdie boodskap kry is die Trump arend het gekom, Egipte kom verlos en almal het gebuig, almal het saamgestem. Dankie tog, Trump het gekom, want die ding het nou verder geloop. Trump het nou sopas gesê dat Israel sou nooit bestaan het was dit nie vir hom nie. So kry die prentjie van die arend wat gekom het, alles het gebloei, alles het goed gegaan onder hom, daar was geen vrese nie, daar was basies geen oorlog in Israel nie, want die arend was daar gewees. Maar toe het hierdie arend omgedraai en hy het 'n verbond gesluit met Iran. En hulle het die stryd toegemaak vir die olie. Toe het hulle dit oopgemaak en die olie kon deurkom. Gisteraand is die oliekanale weer toegemaak en gisteraand het Trump gedreig, hy gaan Iran weer aanval as hulle nie ophou nie, maar hy's in 'n gewellige stryd met Israel, met Netanyahu, want dit gaan goed en Netanyahu het gesê, ons sal aanhou Hezbollah uitwis. Wat logika is, wat skriftuurlik 100% korrek is. So die waarskuwings was daar gewees en Trump en Netanyahu het suur begin raak vir mekaar. Hulle het mekaar begin sleg sê en hierdie hele ding is 'n aanloop vir wat kom, want ons gaan nou in 'n ander hoofstuk gaan ons net sien wat is besig om te gebeur. So Iran en die VSA toe hierdie valse ooreenkoms gemaak en ek kan in my lewe nog steeds nie glo jy glo indeer nie. Ek wou 'n sterker woord gebruik het. Maar dat Trump 'n werklik waar 'n verbond met hulle kon sluit, gaan my verstand te bowe. Want hulle doen wat hulle doen dit nog altyd. Stekkel is skelm, ja. Stekkel is agterbaks, ja. So, hierdie woord is baie sterk. En daar was nog 'n groot arend met groot vleuels en baie vere en kyk hierdie wingerdstok, het sy wortels na hom toe gebuig, sy ranke na hom toe uitgeskiet, uit beddings waar dit geplant was, dat hy dit sou bevochtig. Luister baie mooi wat het gebeur. Dat die wêreld en Israel ingesluit, het afhanklik van Donald Trump geraak.
Alraai. So al die oosterse lande het van Donald Trump afhanklik geraak want hy het die mooiste beloftes gemaak. Maar toe kom daar 'n ding. Toe hy China toe was, toe hy terugkom, toe is dit nie dieselfde Donald Trump nie. Toe lyk dit of dit 'n ou is met 'n ander masker. Hy het anderster gepraat, hy het anderster opgetree, hy het alles verkeerd gedoen, maar daar was 'n vals gerusheid in Israel en in die Midde-Ooste want hy het vrede geteken met almal. OK. Dit was in 'n goeie land, by baie waters, geplant om ranke te maak en vrugte dra, om 'n pragtige wingerdstok te maak. So spreek die Here, sal dit voorspoedig wees. God verhaal. Alraai. Sal hy nie die wortels daarvan uittrek en die vrugte daarvan afsny sodat dit verdroog? Ja, verdroog en al sy uitgespreide blaartjies nie, en dit nie deur 'n magtige arm en baie mense om dit van wortels af uit te lig nie. Ja, kom die antwoord, kyk, dit is geplant, dit sal voorspoedig wees. Nee, ekskuus, sal dit voorspoedig wees? Sal dit nie heeltemal verdor as die oostewind hom aanraak, verdroog op die beddings waar dit uitgespreid het nie? Vra. Daarna die woord van die Here tot my gekom en gesê, spreek tog met die wederstrewige huis. Weet julle nie wat hierdie dinge beteken nie? Sê, kyk, die koning van Babel, Donald Trump, het na Jerusalem gekom. En sy koning en sy vorste weggeneem en hulle na hom toe na Babel gebring. En wat is besig om te gebeur? Hy's besig om al die konings, hulle sou 'n vergadering in Switserland gehad het hierdie week. Al die vergaderings is geskuif Amerika toe. Ouens, hou die tekens dop. Wat het gebeur dat hulle nie in Switserland die vergadering meer wil hê nie? Die hele Europa suur vir Donald Trump. Donald Trump suur vir die hele Europa. Alraai, hy het gedink hy kan almal manipuleer met die olies. Nou is die stryd weer toegemaak. Nou is die olie skielik weer nie beskikbaar nie. Tussentyd sê hulle vir ons hier in Suid-Afrika, ons oliepryse gaan sak, maar ons petrol gaan nie sak nie. Logika. OK. Toe het hy een van die koninklike geslag geneem, met hom 'n verbond gesluit en hom 'n eed opgelê, maar die magtiges van die land het hy weggeneem. Met wie het hy 'n eed gemaak? Wie het vir hom 'n biljoen vliegtuig gegee? Was dit nie die prins van Qatar nie? Die vliegtuig is die week tentoongestel. Alright? Sodat die koninkryk van geringe betekenis sou wees om hom nie sou verhef nie, maar dat dit deur sy verbond onderhou in stand kon bly. Maar hy het teen hom in opstand gekom deur sy gesandte na Egipte te stuur, dat hulle hom perde en baie manskappe sou gee. Sal hulle voorspoedig wees, word die vraag gevra. Sal hy ontvang wat sulke dinge doen? Sal hy die verbond verbreek en tog ontvlug? Natuurlik gaan hy. Natuurlik gaan hy die verbond breek. Wat het Trump nou gesê? Hy het nou gesê hy gee hierdie geveg oor na Sirië toe. Hulle moet nou Libanon beklei. Verstaan julle? Wat is besig om voor ons oë af te speel? Die 17de Junie Trump geteken. Wat het hy geteken? Dit is 'n groot saak daar, G7 lande. Het julle gesien hoe onseker is Trump? Het julle gesien hoe hy rondgestoot deur Macron van alle mense? OK? So, wat het hy geteken op die 17de Junie? Een orde. 'n wêreldorde is in plek geteken. Alles val in plek onder een hoof, waarvan hy nie die hoof is nie. OK, so waar as ek leef, spreek die Here, gewis in die plek van waar die koning woon, wat hom koning gemaak het, wie se saad hy geminag het en wie se verbond hy verbreek het, by hom binne in Babel, sal hy sterwe. Hulle sê daar's nog 'n aanslag wat kom op hom, né? Koning Trump. OK. Ook sal Farao nie met hom saamspan in die oorlog met 'n groot reër en met mense nie, baie mense nie, as hulle 'n wal opwerp en forte bou om baie siele uit te roei. Ons gaan nou terug waartoe? Ons gaan nou terug
Egipte toe, ons gaan nou terug Turkye toe. Ons gaan nou terug Rusland toe. Ons gaan nou terug China toe. Want jy het die eed geminag deur die verbond te verbreek en kyk, hy het sy hand gegee en tog al die dinge gedoen, hy sal nie ontvlug nie. Daarom so sê die Here, Here, so waar as ek leef, ek sal gewis my eed wat hy geminag het en my verbond wat hy verbreek het, op sy hoof laat neerkom. Amerika staan op die punt van val. Grootste feite, die grootste krake, aardbewings is besig, die grootste dinge is besig om te gebeur met hulle natuur. Natuurlik, wat is besig om nou baie sterk in te kom? Aardverwarming. Alright, so die hele Asië, gisteraand die berig gekry, die hele Asië verrys, is besig om op te raak. Afrika gaan die warmste seisoen in. Dis nie deur platneuse voorstel nie, dit is deur briljante wit manne wat 'n vergadering gehad het, gesê hier kom 'n ongelooflike slegte El Nino. Alright, so wat het hulle gedoen? Hulle het gesê hulle bombardeer ons baie lankal met aardverwarming, kort tekorte, al hierdie dinge. Tussentyd sit ons in elke land en ons slaap. Julle kan enige fliek 'n bietjie kyk as julle nou nie so te heilig is nie. Dan kyk jy bietjie na 'n fliek en kyk jy by elke fliek, sien hoe trek jy vliegtye strepe. Kyk, maar ek is die konspirasie ou nou, wag nou. Hulle gooi gif, dis hoekom ons mense so siek is. Maar kyk 'n bietjie wat hulle doen. Hulle is besig met 'n aardverwarming omdat die woord van die Here sê, die son gaan sy hitte 7 keer meer gee en die mense gaan God vloek. Alright, so ons is by die rooi perd van Openbaring. Ons staan op die vooraand van oorlog. OK, en ek sal my net oor hom uitsprei en in my stryk sal hy gevang word en ek sal hom na Babel bring en daar met hom na die gereg gaan want weens die toubreek wat hy teen my begaan het. Trump se hele kabinet is alweer in 'n oproer. Goed. Klink soos Jehu, selfe verhaal, ons het al daaroor gepraat. Al sy vlugtelinge en al sy leer sal deur die swaard val en die wat oorgebly het sal na die windstreke verstrooi word. Julle sal weet dat ek die Here dit gespreek het. So sê die Here, Here, dan sal ek self die verhewe top van die seder 'n steggie neem en dit insit. Van die boonste van sy rootjie sal ek 'n teerpuntjie afpluk en self dit plant op 'n hoë verhewe berg. Op die hoë berg van Israel sal God dit plant en dit sal takke voortbring en vrugte dra en 'n heerlike seder word sodat die voëls van allerlei vere daaronder kan woon. In die skaduwee van sy takke sal hulle woon en al die bome van die veld sal weet dat ek, die Here, die hoë boom verneder. Nederige boom verhoog het. Die groen boom laat verdroog, die droë boom ek versien nie daai woordjie nie. Die droë boom laat bloei het. Baie dankie. Ek, die Here, het dit gespreek. Ek het dit gedoen. So wat alles hier besig is om te gebeur, is op hierdie stadium besig om oor die hele wêreld te gebeur. Alright, so die Bybel is in Kanada so pas verban. Die Bybel gaan by die einde van hierdie jaar in die hele Europese lande verban word. Jy mag nie meer die waarheid van die evangelie verkondig nie. Goed, die beste nuus is die wêreld het nou totaal en al heeltemal teen Israel gedraai. Ek sien dit alles in hierdie goeters wat ons lees. By 2027, met ander woorde, begin volgende jaar, gaan alles oorgeskakel word na AI toe. Dink ons is te stadig? Nee, ons is klaar daar. Ons is klaar daar, ons sien dit klaar. Hoekom dink jy het hulle vandag, gister, het hulle al die binnelandse sake oop laat die ouens kan registreer? Hoekom dink julle is hierdie ding van 30 Junie 'n groter ding? Dit gaan nie net 'n dagding word nie, dit gaan 'n groot ding word, want hier was vanmôre 'n swarte wat vir hierdie swarte gevra het, "Van waar is jy?" Hy sê,
gevaar vir hulle. So hierdie ding gaan kom, moenie om die Here se naam dink, ons Afrikaners veilig nie. Kry jou kos, kry maar jou dinge reg, wees paraat, dit gaan nie die 30ste alleen gebeur nie, dit gaan oorrol. Dit gaan oorrol. Hulle kom met al hoe meer opstande, oral, Natal kwaai, daar sit nog duisende Malawiërs wat nie kan uitgaan nie, hierdie ouens vrees vir hulle lewe. Alright. Natuurlik John Steenhuisen, dis alles deel van hierdie hoofstuk. John Steenhuisen is af as die minister van, nie dat ek gedink het hy kan 'n koei melk nie. Die vet weet dat hulle daai ou daar gesit het. Maar daar's 'n skommeling in ons eie parlement. Hier's onmin tussen die Rooikappiebende en dan die ander manne. So die dinge is besig om te rooi. Ouens, ons waarsku maar net, God wil net, die Here help ons dat ons net sal luister. So, volharding bring vir ons altyd deurbraak. Sagaria 14 sê vers 1 tot 9. Hoor nou wat sê hy. Kyk, daar kom 'n dag vir die Here. Dan sal wat van jou buit gemaak is binne in jou verdeel word, o Jerusalem. Want ek sal, hoor wat sê God, ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem. Ons staan op die voorrand. Alright, want almal is gemaklik, Trump het nie meer die antwoorde nie, die arend se vere word gepluk. En die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap. Maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. Goed, dit was betrekking op 70 na Christus. Hierdie is op betrekking op die tyd waarin ons lewe. Wat was, kom weer. En die Here sal uittrek. Hier kom nou die groote. Die Here sal uittrek, stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg. Wat sê dit vir my? Hy het gekom. Op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. En julle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop tot by Assal, en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Osia, die koning van Juda. Dan sal die Here my God kom. Hallo. Daar staan nog iets. Met al sy heiliges met hom. Daar's 'n wegraping. Gaan ons in hierdie verdrukkingstyd ingaan, verseker. Gaan ons van hierdie goed beleef wat kom, verseker. Daar's ouens wat vandag so super excited is. Hulle sê, "Het gekyk vandag is Vadersdag. God gaan ons huis toe vat." Sê ek jou clown. God se tyd's God se tyd. Maar God se goed val in plek, ouens. En in die dag sal daar geen lig wees nie. Die sterre sal duister wees. 1/3 van die son is weg, 1/3 van die sterre, 1/3 van die maan is weg. Sien julle wat is aan die kom? OK? En dit sal 'n enige dag wees aan die Here bekend. Geen dag, geen nag nie. Maar teen die aand sal dit lig word. En in die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei. Die een helfte daarvan na die oostelike, die ander helfte daarvan na die westelike see. Somer en winter sal dit so wees, en die Here sal koning wees oor die hele aarde. In die dag sal die Here een wees, en sy naam een. In die dag, so daardie dag is kom. Goed, is aan die kom. Nou, praat ek oor. En ek wil vanmôre hiermee afsluit. Ek wil u aangesig sien. Laas naweek ons 'n baie goeie tyd gehad. Ek het wonderlike getuienisse gehad van wat God hier begin doen het in ons mense se lewens. Mense wat ontmoetings gehad het. En nou wil ek vanmôre gou iemand uitlig. Moses se 1500 jaar oue soeke
na God se heerlikheid. En jy bid nou vir 'n dag of 2 vir dit en jy dink, "O, die Here antwoord my nie." Eksodus 33 kom, hy sê vers 18. Daarop vra hy, "Laat my tog u heerlikheid sien." Ouens, hoekom preek ek vanmôre hierdie goed? Ek wil hê julle moet wakker word. Ek wil vir julle sê ons gaan onkant gevang word. Ek wil vir julle sê as die drama kom en glo my, die Bybel sê dit kom, gaan ons onkant gevang word. En weet jy wat? As jy in God se heerlikheid is, gaan jy nie onkant gevang word nie. OK. Maar hy antwoord, ek sal, hoor wat sê God, al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep. Al my majesteit, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan gaan staan. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand oordek totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Maar Here, ek wil U aangesig sien. Is jy daar vanmôre? Is jy desperaat vanmôre? Ek het vir jou nuus. Eksodus 33 vers 12. Toe het Moses met die Here gespreek. Ek hou hiervan. Hy's cheeky. Weet julle wat? Hy weet wat hy weet. Hy weet wat hy wil hê. Hy weet wat hy wil sien. Hy wil nie net kerk toe gaan, huis toe gaan en sê, "Wow, ek was in sy teenwoordigheid nie." Nee, ek soek nie sy teenwoordigheid nie. Ek soek sy aangesig. Want as jy sy aangesig sien, sal jy nooit weer dieselfde wees. Toe het Moses met die Here gespreek. U sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar u laat my nie weet wie u saam met my sal stuur nie. Hoewel u gesê het, ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oë gevind. Kan jy verstaan, hy's in 'n gesprekvoering. Wie julle wat God praat met die sagmoedigste man op aarde. Staan in die Bybel. As ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in u oë kan vind, en bedink tog dat hierdie nasie u volk is. En hy antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? En Moses sê vir hom, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie van hom optrek nie. Wat is die nut dat jy kerk toe gaan? As God nie saam gaan nie, is dit 'n show. Dis al wat dit is. Jesaja 28 sê, vers 11 en 12. Ja, hy sal deur lippe wat hakkel en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. Wat het Moses gesê? God sê, gaan terug Egipte toe. God sê, gaan staan voor die Farao. Moses sê, ek kan nie, ek hakkel. Hy sê, alraai, dan stuur ek Aaron saam met jou. Julle moet iets oplet. God is besig met 'n totale voorbereiding vir Moses om God se aangesig te sien. So het hy nog 'n verskoning. Nou sê hy sal deur lippe wat hakkel, deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. Hy wat aan hulle gesê het, dit is die rus, gee rus aan die vermoeides en dit is die verkwikking. Maar hulle wou nie luister nie. Moses wou meer hê. God se heerlikheid, God se alles. Hy wil nie God se besoeke hê nie. Die probleem is, Moses, jy lewe steeds. Kry die prentjie. Jy kan my nie sien nie. Ek en jy lewe vanmôre, ons kan hom nie sien nie. Moses het alles gesien, hy het sy voetstappe gesien, hy het sy werke gesien. Maar hy sê, ek
moet u heerlikheid sien. Ek moet die volheid. Ek moet die volle produk moet ek sien. En die slotsom, ons kry toe nie die antwoord in die Ou Testament. 1500 jaar later gebeur Lukas vers 28. En omtrent 8 dae na hierdie woorde het hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit, Christus. Daar was 2 manne in gesprek met hom. Dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. En Petrus en die wat saam met hom was deur die slaap, dis die kerk se siekte, was deur die slaap oorweldig. Gaan lê jy voor God en sê, ek wil die heerlikheid sien. Ek gee jou 'n briefie, oor 'n halfuur slaap jy. Dis hoe belangrik dit vir jou is. Maar toe hulle wakker word, sien hulle sy heerlikheid en die 2 manne wat by hom staan. En toe hulle van hom weggaan, sê Petrus vir Jesus, Meester, dit is goed dat ons hier is. Jy sien, ons het goeie werke. Here, u is hom so bly wees om ons hier te hê. U kan hom so excited wees dat ons hier is. Laat ons dan 3 hitte maak, 1 vir u, 1 vir Moses, 1 en 1 vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Maar toe hy dit sê, kom daar 'n wolk en oordek hulle en maar toe kom 'n wolk wat dit 'n stem uit die hemel. Daai is nie volledig nie. En hulle het bang geword van daardie wolk, want die stem het gesê, dis my geliefde seun. Luister na hom. So 1500 jaar later gebeur hierdie ding. 1500 jaar na sy dood gaan haal God vir Moses. En hy sê, dis nou die tyd dat hy my heerlikheid sien. Alright, kan ek gou iets uitlig? Wat gaan die dag met jou gebeur as jy sterf? Jesus het dit vertel. Jy gaan weggedra deur die engele van God na die boesem van Vader Abraham. Ons is sy kinders. Die ou wat sonder Christus sterf, daal neer na die dood. En die Bybel sê, Jesus het hierdie gesprek gehad. Hy sê, toe die ryk man sy oë in die plek van verderf oopmaak, toe kyk hy op en hy sien Lazarus sit op die skoot van Vader Abraham en hy sê, Vader Lazarus, laat hy net sy vinger in water gaan steek. Ek ly smart in hierdie plek. En hy sê vir hom, hulle wat daar is, kan hier kom nie, en ons wat hier is, kan nie daar kom nie. Dis wat gebeur wanneer jy dood is. Jy het sy heerlikheid nog nie gesien. Paulus sê, ons wag vir die skare verlostes om voltallig te wees. Jy sien, op hierdie dag, 1500 jaar na sy dood, het die dooie Moses, die dooie man wat loop, God die heerlikheid gesien. Dis asof God gesê het, Moses, nou dat jy dood is, sal ek daardie gebed van jou beantwoord. Wanneer die volle maat van ons opgaande gebede uiteindelik God se ore bereik, sal God antwoord. Wanneer die maat vol is, sal hy beantwoord. Jy sien, die gebroke kruike, die berouvolle harte sal maak dat God sê, dis genoeg. Dis genoeg. Die voorwaarde bly. Matteus 16. Sy voorwaarde bly. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem, my volg.
Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? En ons is so besig om alles te jag behalwe God se heerlikheid. Ek wil afsluit. Hoe meer ek en jy sterf, hoor wat ek vir jou sê, hoe nader kom God. Die vraag is, gaan jy hom laat nader kom? 2 Kronieke 7:14, baie bekend. As my volk. Daar's 'n vraag wat hy vra. As my volk. Is nie opdrag nie. As hulle self verneder. As hulle self bekeer. En tot my roep, dan sal ek uit die hemel antwoord. En ek sal alles vir hulle antwoord. Dis God se belofte. Jy sien, ons soek sy aangesig. Ons wil God hê. Maar ek en jy moet deurdronge wees van sy heerlikheid. Dankie vir die woord. Ons moet deurdronge wees van sy Heilige Gees. Strome van vlees moet uit ons uitvloei. Dat strome van Gees kan invloei. Die strome van vlees moet afgebreek word sodat die strome van God se hemel oopgebreek kan word. Die verskil tussen salwing en God se heerlikheid. Die salwing sê, ek sien God se hand. Ek sien die wonderwerk. Ek sien die beweging van God. Die heerlikheid van God sê, alles val af. Ek leef nie meer nie. Christus leef in my. En die pad na die heerlikheid van God vat ons na die altaar. En by die altaar moet ons sterf. Een ou sê dit baie mooi in die Bybel. Filippense 3:12. Nie dat ek dit al verkry het of volmaak is nie. Maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp. Omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Wat is 'n wegraping? Ja, laat ek dit demonstreer. Ek hoop nie beland in die water nie, want doop ons hom ook sommer. Hier staan jy. En die Bybel leer my die wegraping. Paulus beskryf dit in Korintiërs in 'n oomblik, in 'n oogwink. Knip gou jou oog. Hierdie is nie wegraping nie. Jy kerk, jy liggaam, jy moet leeg raak van jouself. En die dag as jy gereed is om God se aangesig te sien, dan gebeur dit. Dis sy belofte. Die vraag is net, is jy gereed? Hierdie is 'n waarskuwing om vir julle te sê, dis op ons. Daar kom die arend na die slang toe. Dis op ons. Die koning kom terug na sy stad, Jerusalem toe. Hy gaan hierdie ding nie meer langer duld nie. Is jy gereed? Kom ons bid saam. Dierbare Vader, dankie. Dat ons uit u woord kan leer, kan sien, inneem, ons eie maak. Die wêreld kan praat. Ons sien hoe die woord van die Here in vervulling gaan. Waar ou Petrus gesê het in sy boek,
Die anti-kris is tussen julle. Die wêreld is vol van hulle. En ons moet pas op. En ek glo dat die anti-kris werk nou op sy sterkste. Met die grootste misleiding wat hy oor die wêreld bring. Ja, Here, Donald Trump was 'n pion in die hand. Almal van ons is 'n pion. Almal van ons word deur God gebruik om u doel te bereik. Maar soos dit was in die tyd van Jesu, is hierdie 'n totale herhaling. Hy het gegaan, hy het al die afgoderry afgebreek, weg mee gedoen, maar hy het teruggegaan op sy ou woord. Hy het teruggegaan op sy ou beloftes. Ongelukkig sien ons dit met die moderne Jehu weer. Maar dat die anti-kris gaan geopenbaar word, want Vader, hierdie ding dat hulle oor die hele wêreld nou al die aliens uit hulle lande gaan uitsit, Europese nasies, het dit goedgekeur. Almal wat onwettig in elke Europese land is, moet die land verlaat. Die Bybel sê vir my, die vrede gaan van die aarde weggeneem word. Die anti-kris gaan opstaan. Hy gaan 'n wêreldwye valse vrede bring en die Bybel sê hulle gaan agter hom aanloop in verwondering. My pleidooie vir u kinders. Soek God terwyl hy te vinde is. Die profeet skryf baie duidelik, daar kom dae wat hulle sal jaag om my woord te vind en hulle sal hom nie kry. Ons het genoeg waarskuwings. Ek pleit vanmôre vir gehoorsaamheid. Ek dank U vir dit. Dis elke mens se eie keuse. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Mag God se woord leef.